een van ons land se immer gewilde en geliefde sangeresse. Blykbaar ook 'n baie intelligente vrou, hoewel sy nou die dag haar ma moes bel, toe ons by haar hoor, haar hoeveelste aardklop of sy al ooit 'n aardklop gemis het. Baie welkom, Anna Davel, oftewel Anne Duivel, soos wat Valiant Swart na jou verwys. Yes, daai gebeur dikwels. Dan hoop ek maar daar's 'n engeltjie op die ander skouer wat dit neutraliseer dat ek 'n duiwel genoem word. Anna, jy is jy dra baie hoedens. Dan doen jy die musiekregie van 'n groot stuk. Dan slap jy vir 'n aardklop 'n show gehou aan mekaar in 'n week. Jou eie vertonings, jy's 'n beoordelaar. Hoekom? Is dit oorlewing? Is dit verveling? Hoekom so baie hoedens en so baie? Weet jy wat, ek het van die 90's af, het ek my eie shows bymekaar gesit. En op daai stadium, as ek nou terugdink, dan dink ek, wat het in my kop aangegaan, want ek het geen opleiding gehad nie, dan vat ek 7 mense na 'n fees toe, en ek sit hierdie show bymekaar en so. So ek dink, nadat jy soveel jare op die harde manier goed geleer het, dan wil jy graag daai skills wat jy nou opgetel het langs die pad gebruik. Jy weet, en baie keer, ek dink 'n gedeelte daarvan is oorlewing, want baie keer het ek net 2 of 3 shows, en dan vra iemand my om te help met iets, en dan is ek baie dankbaar. Ek wil eintlik net by die teater wees. Ek gee nie om of ek 'n lig plat, en of ek vir iemand 'n kostuumstuk, en of ek 'n pastytjie aandra, en of ek die Gemering doen. Ja, gemering. En of ek die hoofsangeres voor 1000 mense is nie. Ek gee nie om nie, dis vir my alles net absoluut wonderlik en 'n voorreg. Ek was gesels oor, want dis een van die aspekte oor Veeloek. Wat jy baie intiem by daai ontwikkelingsproses van Veeloek betrokke was. Ja. En nou wil ek jou spesifiek vra rondom Martinus Passon en Jana Celia is 2 baie sterk Ja. persoonlikhede. So vertel 'n bietjie. So, Hugo Teert van die KAKNK het my gebel en gesê, hy het nou hierdie gedagte en sal ek betrokke wees as produksiebestuurder. En ek was nogal, want ek het nog nooit saam met Martinus Passon gewerk nie, en as dit nie was vir 'n regisseurskursus wat ek gedoen het aanlyn tydens COVID, waar ek bietjie van sy humor en bietjie van sy magic ervaar het, dink ek sou baie bang gewees het. Ja. Maar in daai omgewing, daai 6 of 7 weke, wat ons elke week vir 3 ure gesit en luister het na sy stories en sy ervarings en sy ongelooflike kennis van teater, dan sou ek dalk nie gesê, maar toe sê ek onmiddellik ja, want vir my, om net 'n getuie te wees van hierdie proses, was vir my soos magic. Ek het hierdie 2 gesien, hoe hulle die teks omvorm het, want Jana het die teks self geskryf, dis ook haar eerste teks wat sy geskryf het. Dit was 'n hele paar maande wat sy daarmee spandeer het. Ja. Baie komplekse teks, het gaan oor haar neef, wat as 'n jong man oorlede is, en hy het 'n digbundel geskryf en uitgebring, en hy is oorlede voordat hy die digbundel in sy hand kon hou. En hierdie praatvers wat sy nou as 'n jong vrou gelees het, en hierdie neef wat sy 1 of 2 keer gesien het en nie goed kan onthou nie, het haar gehond oor dekades en dekades. En sy het dit gebruik as 'n wegspringblok om ook dan haar eie storie en haar eie ervarings neer te skryf. En toe hulle nou bymekaar kom en hulle begin hierdie teks workshop, kyk, toe sien jy daai creative sparks. En hulle het hierdie teks omvorm, en dit was magic om te sien waarmee hulle begin het en waarmee hulle geëindig het. Kom ons gaan na Loos toe. Nou mense dink ons kan nie spel by aardklop nie. Want die titel is streepie Loos. Ja. En dit is natuurlik, ek dink jy weet baie meer van die produksie af as ek. Dit is 'n debuutwerk by Aardklop. Ja. Dit is Joni Kombrink en dit is Lorinda Hofmeyer. Jy is daarbey ook betrokke? Ja, so Lorinda en ek is al baie jare vriende, en ons het al 'n paar goed saam gedoen, so dit is altyd vir my lekker om daar te werk. En sy bel my en sy sê, sy het hierdie gedagte, en sy wil vir Libby Daniels, wat ek toe nou ook glad nie ken nie, vra om die regie te doen en die teks saam te stel. Ons het toe 'n meeting, en onmiddellik het ek net geweet, hierdie ding gaan gel, want ek dink Joni Kombrink en Lorinda Hofmeyer se energie, Ja. nee? Ja. Jy ook daai gevoel? Ja, dis daai spesifieke energie wat hulle op 'n verhoog het. Ja, Dis amper 'n teerheid, ja. dis amper 'n weerloosheid. Net so. En so, jy weet, mense wil dalk kontras hê, maar ek dink as jy kyk na die tema Loos, wat gaan oor verlies, sonderheid, jy weet, mense moet sonder hulle land oor die weg kom as hulle emigreer, sonder hulle kultuur, of sonder 'n eggenoot as die wegval, of sonder 'n kind as die oorlede is. Daar's so baie dinge, verliese wat jy in jou hele lewe moet oorleef eintlik.
En Libby het tekste in gedigte gaan soek wat gaan oor verskillende tipe verlies. Maar daar is ook humor en daar's ook ligtheid en so sy gebruik gedigte van Auntie Krog, Olga Kirsch, Breitenbach en Marlene van Niekerk onder andere. En dan het Lorinda nou van haar toonsettings in van die bekendes en dan sy nou ook 'n paar nuus wat sy gaan skryf. Ja, so ek dink dit gaan 'n baie beautiful en roerende stuk teater Ek wees. vermoed dit ook, ek sien baie uit daarna. Anna, kom ons gesels oor Swerwersongs. Jy en Pietman Geldenhuys bring julle produksie Swerwersongs na Aardklop toe. Ja. Ek ken jou al vir jare, vir my is jy die ewige swerwer. Is jy? Ek dink ek is hierdie maand in 4 provinsies. Ek is altyd met 'n tassie, ek het alles dubbel gepak en ek is heeltyd reg om te vertrek wherever ek heen moet gaan. Ja, ek wonder gereeld waar jy jou bevind. Ja, my beste vriende en my ma vra vir my, sussie, waar is jy nou? Ons weet nie, ons kan nie byhou nie. Maar jy en Pietman stap ook al lank 'n vreemde en 'n interessante pad. Ja. Vertel. So ons het deur Ollie Viljoen ontmoet in sy rock and roll daar, dan sien ons mekaar hier by 'n fees en dan gesels ons lekker, maar dan sien ons mekaar weer vir 'n jaar of 2 nie. En so rukkie terug het ek 'n oproep gekry van Margriet, my Rodenbeck, wat toe vra of ek nie 'n show saam met iemand daar wil kom doen nie en ek sê toe nee, ek weet nou nie wie nie en sy kom toe met die voorstel van Pietman en onmiddellik dink ek, maar my maggies, hoekom het ek nie self daaraan gedink nie? Want ek het soveel respek vir hom as 'n liedjieskrywer. Sy stories is wonderlik. Hy is ook 'n ewige swerwer. En ek is so opgewonde dat ons die produksie kan debuteer by Aardklop. Ja. Jy weet, so dit is vir my fantasties want dit gaan nou die eerste keer wees wat ek en hy saam op die verhoog is, maar hy het al klaar gerepeteer en ek sien sommer net lekker geselse daar. Ek dink dit gaan 'n treffer wees, Ek een hoop van so. daai's. Ja. Anna, ons moet afsluit. So ek wil sommer op 'n ligte noot. Afsluit. Jy is onder almal in die bedryf. Jy's baie geliefd, want jy's baie warm en jy's joviaal en jy's out there, maar eintlik is jy 'n ontsettende privaat mens. Nie waar nie? Ja, mense dink altyd ek is 'n ekstreme ekstrovert. Maar kyk jy, as hulle weet hoe ek myself moet herstel na 'n fees en hoeveel dae dit my vat om net weer my eie gedagtes te kan hoor, dan sal hulle eintlik besef ek is eintlik 'n baie goed sosiaal ontwikkelde introvert. En dit is omdat ek uit 'n groot gesin uitkom en daar was nie tyd vir introversie nie. Daar was soos get with Jy moes jou man staan aan. Ja, en daar's altyd 5 kinders en almal moet altyd saam eet en so en ek onthou ek het op 'n stadium vir my ma gesê asseblief kan hulle my nie net een vakansie alleen by die huis los nie. Ek wil net my boekies lees en my prentjies werk. Sê hulle vir my nee, jy gaan saam en dan is ons al 7 in die kar en dan sit hierdie gebrabbel en hierdie gekekkel. Maar ja, jy's nogal reg, dit is baie min mense wat dit weet van my. Is dat ek eintlik maar bietjie sukkel met baie mense oor die algemeen. Okay. Is daar iets wat Anna Davel nie kan doen nie? Ag Alexa, jy weet wat dit is. Dit begin met 'n D. Dit begin met kos maak. Dit begin en dit eindig alles in die kombuis. Dit gaan baie moeilik daar. Ek kan nou al sê dat ek kan 'n kaasbord pak. Ek kan 'n uitstekende kaasbord pak, mits iemand vir my wyn gee voordat ek hom begin pak. En dan is ek gaaf met 'n pudding. As jy 'n pudding maak en jy sê vir my maak vir my sjokoladesous of 'n bessie sous, kyk ek gooi 'n geweldige klomp brandewyn daarin en dan proe dit fantasties. So daar, die einde van die ete in die begin kan ek red, maar wat tussenin gebeur, ek kan pasta brand. Dit het al gebeur. Dit is nogal 'n so nee, daar. uitskietertjie. Maar my pelle weet dit. As ek hulle nooi vir ete, dan koop hulle Kentucky op pad. Ons gaan by Anna eet. Anna, in die perfekte wêreld. Wat lê daar vir jou nog voor? Ek het hierdie droom om 'n konsert te doen met 'n strykerskwartet en om my mooiste gunsteling musiek te verwerk vir 'n tipe van 'n orkes. Ons het so min geleentheid in Suid-Afrika om met orkeste op te tree. En as ek dit doen, dan sit een liedjie tydens 'n filharmoniese konsert met klomp kunstenaars. Maar ja, dis 'n prentjie wat ek in my kop het waaroor ek droom en maybe eendag gaan ek gelukkig genoeg wees. Dit was Anna Davel. Sy is op pad na Momentum Beleggings Aardklop 24 tot 29 September. Te veel produksies om op te noem, maar spesifiek die klem hier met
swerwersangs wat sy en Pietman Geldenhuys aanbied. Volg ons op sosiale media, ons webwerf vir meer inligting en koop jou kaartjies nou by Ticketpro.